gepraat oor om te kyk watter boek. Nou voor ons na die Ou Testament gaan kyk, miskien na soos 'n klein profeet. Onthou, klein profeet beteken nie dit is nie 'n belangrike profeet nie. Dit beteken eintlik dat dit 'n korter brief is as die ander profete, want jy weet Jesaja, Jeremia, Esegiel is almal lang, dit is groot profete. Nie omdat hulle groter in statuur was of groter was in belangrikheid nie, maar ek gedink, omdat ons kyk het na Filippense, ons het gekyk na die Here, ons het die boek Filippense gegaan, en daar was 'n gedagte in my hart, wat betref, te kyk weer na 1, 2, 3 Johannes. En dit is belangrik, want dit gaan oor die bou van 'n gemeente, terwyl ons in die boufondasie is, dit gaan oor die opbou van 'n gemeente, en die apostel Johannes is nogal redelik ernstig oor, te praat Philadelphos, liefde, broederliefde wat ons ook verstaan, susterliefde, wat daar moet wees, en hy is ook baie begaan in daardie tyd se gnostisisme, om dit dan net te deurloop en dan daarna te kyk na Ou Testamentiese geskrif. Dit gesê, ons gaan in die tyd en wyl, as die Here ons spaar, ons het volgende week nagmaal. Blaai vir my asseblief na Psalm 24, maar ek wil tog hê, Marika, is jy gereed om te lees? Is jy in staat om ons te lees? Want dit is 'n relatief belangrike gedeelte wat jy moet lees. Dis 2 Samuel, die ander kan blaai na Psalm 24, die vinger daar hou, en die ander aan ons lees, dat ons net die konteks en die agtergrond kan kry van Dawid se skrywe van hierdie besonderse psalm. So dis 2 Samuel, hoofstuk 6, van vers 1 tot 15. Die ark word na Jerusalem toegebring. Dawid het 30 afdelings uitgesoekte soldate bymekaar gemaak. Hy en al die mense by hom het na Baala in Juda gegaan om die ark van God te gaan haal. Dit is die ark waaroor die naam die Here die Almagtige wat oor die Gerubstroon uitgeroep is. Hulle het die ark van God op 'n nuwe wa gelaai en dit uit die huis van Abinadab op die heuwel geneem. Isa en Achiel, die seuns van Abinadab, het die wa vergesel. Die ark van God was bo op die wa, terwyl Achiel voorgeloop het. Dawid en al die mense van Israel het met oorgawe voor die Here gedans, terwyl hulle sing en op allerlei musiekinstrumente gespeel het. Daar was liere, harpe, tamboeryne, ratels en simbale. Maar toe hulle by die borsvloer van Nakom kom, het die osse gestruikel. Isa het sy hand uitgesteek om die ark van God vas te hou. Toe ontvlam die toorn van die Here teen Isa en tref hom, sodat hy daar langs die ark van God gesterf het. Dawid was ontstel, omdat die Here vir Isa so weggeskeer het. Hy noem toe die plek Peres Isa. Dit is nou nog die naam. Die dag het Dawid bang geword vir die Here en gevra, hoe kan die ark van die Here ooit na my toe kom? Dawid was toe nie meer bereid om die ark van die Here na die Dawidstad te neem nie. Hy het dit eerder na die huis van Obed-Edom, die Gittite geneem. Die ark van die Here het 3 maande in die huis van Obed-Edom gebly. Die Here het hom en sy hele huis geseën. Dis aan koning Dawid meegedeel. Die Here het die huis van Obed-Edom en alles wat hy besit geseën as gevolg van die ark van God. Dawid het toe daarheen gegaan en die ark met groot feeslikheid na die Dawidstad toe geneem. Telkens nadat die draers 6 tree gegee het, het hulle stil gestaan, sodat Dawid 'n bul en 'n vetgemaakte kalf kon offer. Dawid het met volle oorgawe voor die Here gedans
terwyl hy 'n linne skouerkleed aangehad het. So het Dawid en die hele Israel die ark van die Here met groot gejuig en geklank van die ramshoorn in die stad gebring. Amen, mag die Here sy woord seën soos in Samuel geskryf is, en dan blaai ons na Psalm 24 en die nie geïnspireerde opskrif daar hef op julle hoofde oor poorte is eintlik die hoof, die tema van hierdie Psalm. Nou sê Dawid, Psalm van Dawid, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Want hy het dit gegrond op die see en het vasgestel op die strome. Wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Dit is die geslag van hulle wat na hom vra, wat u aangesig soek. Dit is Jakob, Sela. Hef op julle hoofde, o poorte, ja, verhef julle ewige deure, dat die ere koning kan ingaan. Wie is tog die ere koning? Die Here, sterk en geweldig, die Here geweldig in die stryd. Hef op julle hoofde, o poorte, ja, hef op ewige deure, dat die ere koning kan ingaan. Wie is dan tog die ere koning? En die antwoord, die Here, Jahwe van die leerskare, hy is die ere koning, Sela. Sela, pause to contemplate, te oorweeg. Ons bid dat die Here sy woord sal seën. Vader, dankie dat u vir Dawid gebruik het, vir ons hierdie psalms te gee, die meeste deur hom geskryf, gekomponeer, gesing, wat ons ook vandag kan gebruik, as ons gebrek het aan woorde om u te aanbid, dat ons Dawid sal gebruik, want die Gees het hom gedryf, om vir ons hierdie dinge te skryf, sodat ons u ware Here karakter kan leer ken, 'n God van goedertierenheid, en barmhartigheid en liefde en trouheid. Vader, help ons om u woord lief te hê, en as ons u woord lief het, sal ons u seun lief hê, wat die openbaring vir ons gebring het van u, en die geskrifte vasgelees vir ons tot getuienis. Seën ons dan verder is ons gebed, met afhanklikheid en in danksegging. Amen. Ek hou baie van psalms, as jy by 'n gemeente gaan bedien, waar jy nie gewone bedien is dit goed om 'n psalm te gebruik, want jy kan bietjie probleme as mense uit 'n boek sommer net 'n versie of 'n paar versies vat. Die psalms is uniek. Ek moedig altyd die mense aan, memoriseer die psalms, dit is kort. Ek stel nog steeds die uitdaging, iemand wat Psalm 119 vir my kan memoriseer, ek sal so bly wees. Want ek dink dit is langer as die boek Hebreërs, die psalm. Nietemin, psalms sê dis in die hart van die Bybel, want as jy die Bybel vat en jy maak, praat nie net in die Nuwe Testament, die Ou Testament en jy gemaak hom so mooi in die middel ook, is die kans baie goed dat hy op die psalms sal oopval. In die hart van die geskrifte, in die hart van die Bybel, waar God sy hart deur Dawid en die ander digters vir ons wys. Ons weet, en ons kyk na die gesinsbybelstudie, waar lê die psalms, wat so boek lê dit, ons moet weet, het is belangrik om die agtergrond en die konteks te ken, dus kom ons gekyk het na 2 Samuel 6, ons het ook gekyk, besonder dis deel van die wysheidsliteratuur. En daar's 5, ons het vanoggend nog gepraat van 5, daar's 5 boeke van Moses, daar's 5 boeke in die psalms, daar's 5 tipe van, daar's 5 spesifieke boeke in die wysheidsliteratuur wat so gesien word, en dit begin interessant by Job. Dit begin nie by die psalms nie, dit begin by Job, psalms, Spreuke, Prediker en dan die Hooglied van Salomo. Dis die 5 boeke waaruit dit bestaan. En waaroor gaan wysheid, behalwe dit nou in die genres van digkuns, waaroor gaan
die meeste van die psalms, as dit dan wysheidsliteratuur is, gaan dit oor die wysheid van God, nie die wysheid van die mens nie. Al dink ons Salomo was baie, baie slim. Dis nie sy wysheid nie, dis die wysheid wat God vir hom gegee het. En sy pa, Dawid, het hierdie goed geweet, en hy berig ook oor dit, maar is tog ook Salomo wat sê in Spreuke 9 vers 10, wat jy almal seker ken, Spreuke 9 vers 10, as jy wil blaai, is jy welkom, sê die begin van alle wysheid is wat? Dis die vrees, die agting vir God. Dis die begin waar alle wysheid begin. Want God se seun is in sy eie wysheid na ons toe gestuur. As jy kyk, wat sê Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 24, praat Paulus ook daarvan, want hy verstaan dit ook so. Hy as 'n hooggeleerde Joodse rabbi moes weet wat die ware wysheid is, waaroor ons ook moet weet en besef. Jesus is die wysheid en die kennis van God. Daar is buite Christus geen ander wysheid nie, want daardie wysheid wat ander mense oproem is eintlik dwaasheid. Dit sê die Engels sê stupidity, want mense dink hulle is slim en hulle is wys. Maar Paulus wat redelik wys was homself, verduidelik 1 Korintiërs 1 vers 24, hy praat, hy sê, maar vir die wat geroep is, dis nou die Jode, sowel as die Grieke, aan die ander wyse almal, Jode en heidene, Christus die krag van God en die wysheid van God. Want wat dwaas is by God, is wyser as die mense. En die wat swak is by God, is sterker as die mense. Want die Grieke, die filosofe het gesê, selfs die ander gelowige het gesê, dis absurd, dis onsinnig dat 'n God sy lewe aflê vir sy mense. Mense lê hulle lewens af vir God, dit word nie andersom gedoen nie. Dis dwaas, en dan sê dis dwaas. Nou sê Paulus, dis God se wysheid. Wat mense sien is dwaas, is eintlik God se wysheid. Kan ons dan verstaan ook dat Paulus liries raak in Romeine 11, iets wat u ook gerus kan memoriseer, wat hy sê, oor die diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Hoor hoe laai Paulus die een na die ander. Oor die diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeel en onnaspeurlik sy weë, want weet sy gedagte geken. Dit gaan alles oor Christus, want God gebruik Christus om Jode en heidene as een volk te versamel, in te plant op die magolyfboom. So Jesus is die begin van alle wysheid, en ons kry regdeur Spreuke ook 'n verwysing na, partykeer is dit 'n verpersoonliking van 'n vrou in Spreuke, maar dit gaan eintlik, Christus is het die diepte en die rykdom en die wysheid van God. Nou interessant, Psalm 24 is deel van die eerste boek, want ook Psalms het ons gesê, is in 5 die boeke opgedeel. Ons weet, Dawid het komponeer, hy het dit geskryf, hy het dit getoon, sê, hy het selfs gedans daarby, nie net hard gespeel nie. Dawid was lief vir die Here. Daarom het ons, wat Marieke ook vir ons gelees het in 2 Samuel, dans Dawid voor die ark. Openlik, selfs dat Saul se dogter, Michal, hom verfoei. Hoe kan jy jou verneder so voor die mense? Dawid is onbeskaamd in sy geloof, in sy verlosser. Daarom het die Heilige Gees hom ook kragtig gebruik het, om die meeste van die psalms van ons te skryf. Nou, volgens die kommentaar, van die kommentare is hierdie psalm geskryf na aanleiding van wat gebeur het in 2 Samuel 6. En ons ken die agtergrond daarvan dat die ark was by die Filistyne gewees. En op 'n stadium het God die Filistyne so getref met byle, pes en allerhande siektes dat hulle moes selfs Dagon in die tempel van Dagon se afgod het geval voor die ark om te erken, dit is die ware God. Dat die Filistyne op die ou vir Dawid neem die ark, dan neem hy hierdie ark na Jerusalem toe. Natuurlik
om dit daar in die tabernakel te plaas. Maar dit is 'n dieper ligging, en daar's 'n drieledige vervulling eintlik in Psalm 24 van die geskiedenis, want ons kry, as jy 2 Samuel 5 vers 6 tot 10 gaan lees, sal jy weet dat Dawid het die stad, dit was nie oorspronklik Jerusalem, dit was die stad van die Jebusiete gewees. En wat het Dawid gedoen deur God se krag, nie net deur sy eie krag, deur God se krag het hy hierdie stad oorwin. En ek glo ook in sy optog na hierdie stad toe, was daar teenstand. Dawid het nie net in die stad ingetrippel en die stad oorgeneem nie. Daar was waarskynlik 'n stryd gewees. As jy kyk 2 Samuel 5 vers 6 tot 10, toe die koning met sy manne na Jerusalem wegtrek teen die Jebusiete, die bewoners van die land, het hulle met Dawid gespreek en gesê, jy sal nie hier regkom, of jy sal nie inkom nie. Moenie eers probeer nie. Want sê die Jebusiete, maar die blindes en lammes sal jou verdryf. Dit wil sê, Dawid, jy sal nie hierin kom nie. Maar Dawid het die bergvesting Sion, daar kom die woord Sion. Want jy sien, Jerusalem is gebou op 'n berg, Sion. Hy het Sion oorwin. En Dawid het daardie dag gesê, elkeen wat 'n Jebusiet verslaan, laat hom in die waterkanaal neerwerp, die lammes sowel as die blindes. Hierdie sogenaamde blindes wat die Jebusiete van praat. Ja, Dawid het klomp blind. Hulle is klomp blind en doof en stom. Dawid sê, laat hulle val in die water. 'n blinde en 'n lamme mag nie die huis inkom nie. En Dawid het in die bergvesting gaan woon en dit die stad van Dawid genoem. En Dawid het rondom van Millo af na binnekant gebou. Staan daar. Maar Dawid moes hierdie stad eers oorwin. Dis nie net, so ek sê, hulle was bang vir Dawid, jy weet nie, hy moes hulle verneder. Hy moes hulle verneder sodat hy Sion kan vat, nie vir homself nie. Hy moes Sion vat vir Jahwe, vir sy God wat hy aanbid. So daar was ook waarskynlik 'n roep, maak oop die hoofde, maak oop die hekke, die poorte. Hoekom ons die poorte oopmaak? Dat die erekoning Dawid kan inkom. Wie is dan hierdie erekoning? Maar die werklike erekoning, weet ons, is die Here van die leerskare self. En Dawid versin 'n beeld op. Dit is interessant, Psalm 24 woorde wat baie deurkom, en eintlik die tema moet wees, is verheffing. Het gaan is 'n psalm van verheffing, want die woorde